In die oë van die wêreld was die ANC vir baie lank beskou as die bevrydingsbeweging van die internasionale held Nelson Mandela. Maar wat so min mense besef is dat hierdie sogenaamde vryheidsvegters se pad na politieke mag geplaveis was met bomme, bloed en 'n plan vir 'n kommunistiese revolusie. Teen die middel van die 20ste eeu het die ANC heeltemal verander. Waar dit eens 'n burgerregte organisasie was wat petisies aan die Britse kroon gestuur het, het dit teen die 1950s ontaard in marxistiese revolusionêre bewegings, wat gereed was om sy beoogde revolusie by wyse van geweld teweeg te bring. Met die aanvaarding van die sogenaamde Freedom Charter by die 1955 Kliptown-konferensie, het die ANC homself onoomwonde verbind tot die kommunisme, die nasionalisering van grond, die afskaffing van privaat eiendomsreg en die idee dat die staat die enigste eienaar van produksiemiddele moet wees. Dit was geensins meer 'n party van liberale hervormers nie, maar 'n party van marxistiese revolusionêres wat onsself nou verbind aan 'n internasionale netwerk van kommunistiese organisasies. Uit hierdie ideologiese transformasie is Umkhonto we Sizwe in 1961 gebore. Die militante vleuel van die ANC met die uitgesproke doel om die regering met geweld omver te werp. Binne 6 maande het MK byna 200 sabotasieaanvalle geloods teen infrastruktuur reg oor die land. Kragstasies, spoorlyne en polisiekantore is opgeblaas en burgerlike teikens is nie gespaar nie. Die Suid-Afrikaanse owerhede het uiteindelik op die Rivonia-plot toegeslaan waar hulle met operasie Mayibuye MK se gedetailleerde plan vir 'n gewapende revolusie ontdek het, saam met tonne dinamiet, tydskakelaars en notas oor wapensmokkelary uit Rusland uit. Die Rivonia verhoor van 1963 en 64 het die wêreld gewys dat die ANC nie bloot 'n politieke party was nie, maar 'n kommunisties geïnspireerde terreurorganisasie wat met buitelandse hulp, veral van Rusland, 'n revolusie in Suid-Afrika wou begin. Hoewel die party in daai jare vir byna 3 dekades in Suid-Afrika verban is, het sy militante vleuel in die jare daarna voortgegaan om die bloedigste aanvalle in hierdie terreurorganisasie se hele geskiedenis te loods. Die Kerkstraatbom en die Amanzimtoti aanval van 1983 en 1985 onderskeidelik. In die vroeë 50s het die ANC hoegenaamd nie meer gelyk soos dieselfde organisasie as die een wat in 1912 in Bloemfontein gestig is nie. Die idealiste wat eens op 'n tyd petisies aan Londen gestuur het nou begin 'n plek maak vir 'n nuwe geslag militante jong leiers. Die mense wat geglo het dat revolusie nie hervorming nie, die enigste pad vorentoe was, en die belangrikste brug tussen hierdie twee velde was Nelson Mandela, 'n jong regsgeleerde met 'n charme wat hom populêr gemaak het by swart pan-afrikaniste, sowel as by blankes en by die Joodse elites. En dit was juis die laasgenoemdes, die Joodse vriende uit die geleedere van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, soos Joe Slovo, Ruth First en Lionel Bernstein, wat Mandela as jong ANC-leier oortuig het om die kommunisme en spesifiek Leninisme te omhels. En toe die ANC se jeugliga onder Mandela se leiding die ouer garde begin oorskadu het die beweging finaal kommunisties geword. Waar die eerste leiers van die ANC soos John Dube en Pixley Kaseme nog 'n regte deur die Britse kroon gepraat het die nuwe geslag begin praat van die revolusie deur die massas. Dit was gedurende hierdie tyd dat die ANC en die kommunistiese party hul alliansie formeel gesmee het en hierdie historiese bondgenootskap gekenmerk deur politieke pragmatisme en ideologiese oortuigings sou die loop van Suid-Afrikaanse geskiedenis verander. Die alliansie tussen die ANC en die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party het vir die eerste keer 'n politieke impak gehad in 1955, toe die Freedom Charter by Kliptown aanvaar is. Hierdie dokument, wat uiteindelik met trots as die grondwet van die ANC voorgehou is, het in wese van die marxistiese raamwerk van die ANC se politieke agenda vasgelê. Hierdie dokument is ook snaaks genoeg deur Joe Slovo geskryf. Dit het op 'n tipiese marxistiese manier gepleit vir die verdeling van die land se grond en hulpbronne onder die arbeiders. Natuurlik op 'n tipies kommunistiese manier by wyse van die nasionalisering van die ekonomie, die afskaffing van die privaat sektor en eiendomsreg.
Die ANC van 1955 het dus nou vryheid op 'n tipies marxistiese manier gedefinieer as 'n samelewing waar alle produksiemiddele in staatsbesit sou wees. Met die aanvaarding van die Freedom Charter het die ANC haar finaal en onomwonde verbind tot die ideaal van revolusionêre marxisme. Wat min mense egter op daardie stadium besef het, was dat die Freedom Charter nie net 'n politieke manifest was nie. Dit was die blou druk vir oorlog. Dit het die ANC geïnspireer om oor te gaan tot militante struggle waar volgens hulle, soos die Bolsjewiste, die regering by wyse van geweld wou ontverwerp. Die ANC het homself dus nou verbind tot terreur, sabotasie en gewapende opstand. Kliptown in 1955 was 'n stil oorlogsverklaring teen die bestaande orde, teen die grondwet, teen eiendomsreg, teen die kerk en teen die Christelike en westerse beskawing wat geseëvier het in die land. En toe die tyd kom om hierdie woorde in dade om te sit, het Mandela en sy kamerade nie gehuiwer om dit te doen nie. En dit het ongelukkig gepaard gegaan met bomme en plofstof. In 1961 is Umkhonto we Sizwe, die spies van die nasie, die militante vleuel van die ANC gestig met die uitsluitlike doel om hierdie terreuroorlog te voer. Tussen Januarie en Julie 1962 het MK byna 200 sabotasie en bomaanvalle uitgevoer teen teikens soos kragstasies, spoorlyne en polisiekantore in Durban, Port Elizabeth, Johannesburg, Parel en Pietermaritzburg. Duisende mense is daardeur geraak, talle beseer, en die boodskap was duidelik. Die ANC se stryd het nou van petisies en optogte na plofstof en ontploffings begin beweeg. In hierdie tyd het MK-leiers na Noord-Afrika en die Midde-Ooste en Rusland gereis vir wapens, opleiding en finansiële steun, veral uit lande met sosialistiese of islamitiese regerings. Die organisasie se revolusionêre planne het gou internasionale aandag getrek. Toe die Suid-Afrikaanse owerhede op 11 Julie 1963 toeslaan op die Liliesleaf plot net buite Rivonia, het MK se geheime hoofkwartier noord van Johannesburg ontbloot geword. Hulle het op 'n skatkis van bewysmateriaal afgekom. Die volledige teks van Operation Mayibuye, MK se plan vir gewapende revolusie, gedetailleerde sketse van teikens, kragstasies, spoorlyne, hawens en selfs weermagbasisse. Kontakte met kommunistiese partye in Rusland en ander Oosbloklande, notas oor fondswerwing, wapensmokkel en opleiding, en meer as 200 stukke dinamiet, lont, tydskakelaars en ander plofstoftoerusting. Volgens die staatsaanklaer Percy Yutar, wat die aanklaer in die daaropvolgende Rivonia verhoor was, waar tydens Mandela natuurlik saam met ander MK-terroristleiers gefonnis is, sou die plofstof alleen genoeg gewees het om Johannesburg se elektrisiteit vir weke lank lam te lê. Die daaropvolgende Rivonia verhoor het die ANC se militante koers vir die wêreld blootgelê, 'n beweging wat nou openlik deur die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party beïnvloed en buitelandse revolusionêre netwerke befonds word. Die ANC is toe ook amptelik verban, net soos die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party reeds in die 1950s verban is. In die dekades na die bekende Rivonia verhoor het die MK se terreurveldtog egter onvoorpoos voortgeduur. En dit was juis gedurende die 1980s wat hierdie militante vleuel van die ANC sy bloedigste terreuraanvalle geloods het, waaronder die bekende 1983 Kerkstraatbom in Pretoria, waar 19 mense dood is, en die 1985 Amanzimtoti bomaanval, waar nog 5 mense dood is. Hierdie aanvalle is deur die ANC-leiers soos Mandela as 'n noodsaaklike deel van die revolusie beskou. Ander sogenaamde noodsaaklike dele van die ANC se revolusie was die praktyk van necklacing, waarvoor veral Nelson Mandela se vrou, Winnie Mandela, bekendheid verwerf het. Hiervolgens het MK-leiers swart mense wat nie hulle volle samewerking tot die gewelddadige revolusie teen apartheid gegee het nie, se hande vasgemaak, 'n rubberband, gewoonlik 'n motorband, word dan om die slagoffer gesit, dan word die band vol petrol gegooi en aan die brand gesteek. Honderde of duisende swart mense is deur Mandela en ander MK-leiers op hierdie wrede manier vermoor. En tog, ten spyte van hierdie absolute gruwels en terreur van die ANC, is die verbod op hierdie party in die SAKP in Februarie 1990 onder president F.W. de Klerk opgehef. Die MK-gevangenes is vrygelaat
en dit het die pad oopgemaak vir die onderhandelinge wat uiteindelik tot die ANC se oorname van Suid-Afrika in 1994 sou lei. In ons volgende video gaan ons fokus op die oorname van Suid-Afrika in 94 en die jare daarna. Dit sal die laaste aflewering van hierdie reeks wees. So moet dit nie misloop nie. En kyk gerus na ons vorige afleweringe in die reeks waarin ons verduidelik hoe die ANC, wat aanvanklik 'n liberale en Britsgesinde organisasie was, uiteindelik kommunisties geword het. Klik eenvoudig op hierdie skakel wat op die skerm verskyn en maak ons hande sterk deur 'n betaalde lid van die Willem Petsche groep te word. Volg net eenvoudig die stappe op die banner onderaan die skerm. Sonder die hulp kan ons nie hierdie materiaal vervaardig nie. Totsiens en God seën elkeen van u.